Johnson met Raised Like That, Groot FM 90.5. Lekker om die man weer in die ateljee te hê, saam met ons tergie al van vroeër vanmiddag, al wel vroeër vanoggend af. Voel vir jou al soos middag, maar dis nog oggend. Rowan Ash saam met ons, wat sê jy bra? Joepie, gaan goed man, dankie hier, dis lekker om hier te kuier by julle. Hoorie so, die laaste keer wat jy was net so voor Ben Fuller. O ja. Nee? Vertel ons bietjie van daai aand, want ek weet dit was 'n eerste vir jou om meer of na die worship kant toe beweeg live. Wat het jy experience deur die aand Ek weet nie hoeveel mense daar was nie, maar vir my was dit nogal emosioneel geweest. Ek weet partykeer dan tref iets nogal so hard en jy probeer dinge net by mekaar hou en daai aand was nou nie een van daai aande nie, maar dit was ook so special geweest om net so 'n bietjie van my storie te deel met die mense. Absoluut, en ek het al eerstehands beleef hoe jy hoef nie alles by mekaar te hê vir die Here om te sê wat hy wil sê nie, en dit wat op daai aan die boodskap wat jy moes oordra, is oorgedra, en dit het die mense geraak wat die mense moes raak. So, dit was amazing geweest. En hoe cool is Ben Fuller as mens? Dis soos, hy het net so mooi hart gehad vir dit wat regtig saak maak, en net so cool, plat op die aarde mens, hy en die hele band. So was eintlik 'n voorreg geweest om hulle almal te kon ontmoet en 'n bietjie tyd met hulle te spandeer. Daar was so 'n mooi oomblik geweest, ons hier by die Atterbury speel, en ek het nou net so klaar gesing, toe ek terugkom, toe is hulle almal op hulle knieë agter in die, soos daar waar die backstage, en toe ek daar instap, toe gryp hulle my sommer almal, en almal bid sommer saam met my ook, en dit was regtig net so opregte, cool oomblik geweest. Amazing. Nou het julle manne nou nommers uitgeruil, en dan gaan julle nou 'n bietjie oplink daar in Nashville, as julle weer daar is. Ja, dis eintlik so crazy, jy sê dit, toe ek toe terugvlieg Nashville, toe land ons min of meer dieselfde tyd. So toe ons daar wag vir ons tasse, toe kom al daai ouens ook afgelos. Toe sien ons mekaar sommer daar in Nashville direk na ons show saam hier. Wow. So dit was eintlik baie special geweest. Ag, lekker. Hoorie so nou, hoe gaan die dingetjies aan daai kant van die water, want jy's op toer, jy was nou al in die UAE gewees, jy was Europa toe, en jy's baie besig met Thieves op die oomblik, maar hoe lyk die dinge in Nashville? Yes, Doopie, so my platekontrak en my publishing, alles is nog steeds daar in Nashville, maar ek voel so, ek en Zon, ons soek net 'n plekkie wat ons kan huis noem, en ons het al probeer om Amerika regtig huis te maak, maar vir ons was net nooit by Suid-Afrika gekom, so ons het bietjie meer besluit om meer permanent hier te wees, so ons is in George, en dan pendel ek nou maar, so ek is al nou maar my 2 maande wat ook al gaan doen waar ook al ek moet wees en waar ook al die musiek my heen vat, en dan hou ek daarvan om weer terug te kom huis toe. So is dit vir jou daai ding van dit waarna jy gesoek het, daai rustigheid het jy nou, dit ground jou, en dan is dit maklik om te gaan na die uithoeke van die aarde, amper as mense dit so kan sê. Dis 100% reg. Ek voel ek het besef as ek alleen, soos wat ek baie keer was in Nashville was, ek is my beste daai eerste maand, want ek is vol vuur en vlam, maar dan begin jy verlang, jy mis jou vrou en die supportbase en alles, en die kultuur, en dan so 2-3 maande, dan het ek 'n sterk hinkering om weer terug te kom Suid-Afrika toe, en dan doen ek. Maar dan, as ek weer 3 maande hier is, dan voel ek, okay, ek moet weer oorgaan. So, ek dink die wêreld het so klein geword, dat jy nou enige plek, enigiets kan doen, en enige plek gebaseer word. En dit is 'n positiewe ding, ek dink ook van sosiale media, is dat jy kan enige plek, soos Doopie nou gesê, jy kan in Dubai gaan 'n show speel van Europa, en maar dit gaan baie goed daar, dankie Doopie, dat jy vra. Dis vir my net so interessant om te sien, en ek bly jy's by die huis hier tussen jou mense, en waar jy veilig voel, en Zon lekker, jy weet, sy's happy so, maar soveel kunstenaars, ek sien, wie was dit nou die dag wat ek follow op Instagram? Dua Lipa, wat hier so was, en sy het net soveel prys vir Suid-Afrika. Yes, Dan, as jy dink aan groot filmsterre, wat nou besluit, weet jy wat, ons kom aftree hier, so ons wil nie aftree nie, maar ons maak dit ons base. Net oor die mense, die geleenthede, en dan baie keer, ons as Suid-Afrikaners sal vinnig dink, die gras is groener, ons gaan daai kant toe, maar
ons verstaan nie hoe goed ons dit het tot ons dit half begin mis nie, né? 100%. En ek was nou daar in toe ek nou in Nashville was, toe sien ek vir Foy Vance. Hy het sy laaste plaat nou vrygestel en ek het toe die geleentheid gehad om met hom te chat en ek sê vir hom, nee, ek is van Suid-Afrika af. En hy het net met soveel lof gepraat oor Suid-Afrika. Ben Fuller, James Johnston, Kip Moore, hulle almal as jy met hulle gesels, want daar is net iets spesiaal en dis die plek definitief, ons het 'n beautiful land, maar ons mense, yes, ons het daarom net 'n spesiale kultuur, 'n warm embracing kultuur. Ons Net voordat ons in die verkeer ingaan, voel jy daai tyd wat jy spandeer het in Nashville en daar in jou musiek gewerk het jy half op 'n ander plek gesit hier in die musiekbedryf in Suid-Afrika? In Suid-Afrika, ek dink ek is nie seker nie. Maar wat ek wel weet is die tyd wat ek daar spandeer het was baie goed. Ek dink ek het baie gegroei in as 'n skrywer, want ek het dit so baie gedoen. En definitief in karakter, want jy kry nogals baie tyd om dinge deur te werk en by jouself so 'n bietjie dinge in orde te sit. So jy besef ook net regtig wat saak maak. Maar wat ek vir die industrie in Suid-Afrika sê, ek moet sê ek het nog al die shows wat ek speel, daar's baie liefde en ek hoop ek kan net 'n bietjie bou daarop. Ons is nou weer terug saam met Rowan Ash, bly ingeskakel vir dit tyd eers vir Rose Accidentally in Love. Groot FM 90.5. Rowan Ash saam met ons in die ateljee en ons moet gesels oor sy splinternuwe enkelsnit Still Know How to Love You. Dis van sy debuutalbum genaamd Thieves, maar voor ons by dit uitkom, luister, dis altyd vir ons die grootste voorreg as jy bietjie kom kuier en jy is bereid om so vroeg in die oggend 'n gitaar hier in te sleep. Nini is 'n massive fan, veral as jy bietjie jam. Sal jy omgee om bietjie ietsie daar uit te pitch vir ons? Met liefde. Sommige net whatever wat jy is wil. vanoggend op jou hart? Wat wil jy vir ons sing? Ek moet sê toe ek nou hier kom sit, was ek nie seker nie. Ek gaan maar net Joel wat natuurlik uitgekom het. Ja. Okay. 'n bietjie 'n jam session sommer net. Ja, 'n lekker jam session. Impromptu jam session. Klink goed. As jy hom opmix ook met ietsie anders of jy weet jy remix hom aan, we don't care. Ons soek net 'n Rowan Ash. Hier sy nou regstreeks. Dis hy. Sitting in the morning sun, I've been sitting where the evening comes, watching the ships roll in, then watch them roll away again. I'm gonna sit on the dock of the bay, watching the tides roll away, sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, heading for the Frisco Bay. I wish I had something to live for, since nothing's gonna go my way. I'm gonna sit on the dock of the bay, watching the tides roll away, and sitting on the dock of the bay, wasting time. Looks like nothing's gonna change, everything still remains the same way. Seems like nothing's gonna change, so I guess I'll stay the same, sitting here resting my bones, saying loneliness won't leave me alone. And 10,000 miles I rode, I'm gonna sit on the dock of the bay, watching the tides roll away, and sitting on the dock of the bay, wasting time.
yeah! So lekker. Ek moet net gou vir Rowan sê, Tannie Hes sê dis mos nou hoe 'n sanger moet klink, hoor. Tannie Hes is 'n groot fan. Amazing. Hoorie, so net voordat ons by Still Know How to Love You kom, net quick, wat lê vir jou voor vir die tweede helfte van die jaar? Kan jy dit glo? Waarna sien jy uit? Wow, dit is ek kan nie glo vinnig hierdie jaar verbygaan het nie. Die eerste helfte was ongelooflik geweest. Die tweede helfte gaan definitief Amerika toe gaan. Ek het 'n moontlike show in Colombia gekry, kan jy Oh, glo? wow, Ja. hoe cool is dit? Ag ja, ek het 'n sang geskryf saam met 'n Colombian kunstenaar so rukkie terug en hy het nou die liedjie vrygestel, so dalk gaan ek bietjie dit doen. Colombia, Ja, ag ja, en buiten dit, maar net aanhou doen wat ek doen. Ja. So, Still Know How to Love You, soos Doeps gesê, dit kom van daai EP van jou Thieves af, wat jy in Desember vrygestel het. Maar hierdie is nou die nuutste een. Waar gaan die liedjie? So die liedjie gaan, ek het daai chorus geskryf en al wat ek regtig gehad het was Still know I love you. Net daai lyntjie. Ja. En dan kom toe en ek skryf toe saam met Rob Hatch en Alex Klein, al twee daar in Amerika. En ons begin net so 'n bietjie gesels en gaan maar net oor om nie die liefde te laat koud word as jy lank saam is nie. Partykeer kan dinge maar so 'n bietjie net stagneer en is maar net om bietjie effort in te sit om die vuur te laat aanhou brand. Stunning. Ek dink is die eerste keer wat hy gaan speel hier op Groot Yep, FM. dit is inderdaad. Ja, dit is. Hy's nat net, soos wat hulle sal sê, ja. Ons Ek love moet it ook- om liedjies te Ja, drop ek dink ek het hom al ooit. Ek dink Op julle is radio gehoor eksklusief. nie. Ek dink julle is eerstes, ja. Hoop, dit is hoe ons rol. Dis Hoorie ons so rol. Rowan, dankie dat jy kom kuier. Dit is so lekker om jou altyd hier te hê. Groot Dankie plesier, dat jy jou dankie vir gitaar julle. bring en ja, ons is bly het weer wortels geskiet hierso. Ja, jy's ek self. Dis lekker. Groete vir die vroutjie en almal daar. Hier is hy nou, die splinternuwe enetjie. Still Know How to Love You, Rowan Ashe. Groot FM 90.5.